Hallo daar en welkom by vandag se gesprek. Ons het 'n hele paar bronne hier voor ons, reisgidse, stukkies geskiedenis, artikels oor kultuur en oor spesifieke plekke. Ja, nogal 'n interessante mengsel. En vandag fokus ons op een spesifieke wijk in Tokio, Edogawa. Ons wil bietjie dieper delf, jy weet. Kyk na daai stories en geskiedenis wat jy nie sommer met die eerste oogopslag sien nie. En natuurlik 'n paar van daai versteekte juwele uitlig. Plekke wat dalk nie op elke toeristekaart is nie, maar wat jou 'n regte gevoel vir die area gee. Presies. So die doel is eintlik om vir jou, ons luisteraar, so 'n bietjie te help om die laag van hierdie wijk te ontrafel, verby die gewone toeriste dinge. Is jy reg om 'n paar verrassings in Edogawa saam met ons te ontdek? Ek dink is 'n wonderlike idee. Edogawa is fascinant. Dit lê mos daar aan die oostelike rand van Tokio. Reg langs Chiba prefektuur, ja. Dis reg, en wat dit vir my so uniek maak, is die water, orals water. Die groot riviere, die Ero, die Ara, die Nakagawa en dan Tokyo baie natuurlik. Ja. En hierdie waterweë, hulle het alles gevorm, die landskap, die geskiedenis, die kultuur, selfs so mense vandag daar ontspan. Dis amper die hartklop van die wijk se karakter. Daai watertema klink nou 'n goeie plek om te begin. Ek sien die naam Kasai kom baie op in die suide van Edogawa. Dit het mos ook ou wortels, né? Ja, beslis. Ek lees hier van die Kasai-stam. Hulle was glo afstammelinge van die Toshima-klan. Blykbaar nogal magtige familie. Presies. En al was hulle hoofgebied nou bietjie verder noord, kom hulle oorsprong uit die Kasai Mikuria. Mikuria, wat is dit? Dis basiese ou landgoed of miskien 'n heiligdomsgebied. En dit het dele van vandag se Edogawa ingesluit. So dit wys jou, daai area was lank terug al belangrik. OK. Die ou Kasai-dorp self, wat eers in 1932 deel geword het van Tokio, vorm nou 'n groot stuk van suiderlike Edogawa. So daai naam dra eeue se geskiedenis. En daai geskiedenis is so direk aan die water gekoppel. Jy sien dit nogal in hoe die wijk lyk, né? Die kontras tussen die ouer en nuwer dele. Absoluut. Jy het plekke soos Rinkai-cho en Seishin-cho. Dis redelik nuut. Gemaak deur landaanwinning, is dit nie? Ja, grootliks. Dis deel van die Kasai Offshore Development Project uit die 20ste eeu. Moderne beplanning. Maar dan kry jy die ouer dele. Die het sommer so organies langs die riviere en kanale gegroei. So Shinkawa, daai kanaal. Jep, Shinkawa is 'n perfekte voorbeeld. Vandag ken almal dit vir die duisende kersiebome langs die oewer. Shinkawa Senbonzakura. Dis pragtig. Ek kan my voorstel. Maar histories was dit ongelooflik belangrik. Dit was 'n hoofroete. Hulle het goedere, veral sout van Yotoku, met bote vervoer tot in Edo, die ou Tokio. So dis hoe die stad sy sout gekry het. Grootliks, ja. Sonder daai kanaal sou die stad se logistiek heeltemal anders gelyk het. Dis nogal iets om aan te dink as jy vandag daar stap, né? Definitief. Al is die ou sluise soos die Komatsugawa Common of die ou Hiranowatashi veerboot oor die Arakawa nie meer daar nie. Jy kan amper nog daai ou bedrywigheid voel. En daai transformasie na die Kersieboompromenade is net, wel, dis pragtig. Van 'n werkeselkanaal na 'n plek van skoonheid. Praat van waterervarings vandag. Is daar iets wat daai ou gevoel nog 'n bietjie terugbring? Wel, die Yakatabune, daai tradisionele huisbote. O ja, ek het al foto's gesien. Hulle lyk wonderlik. Dis 'n ou tradisie, reg uit die Edo-periode. Maar vandag is hulle natuurlik opgeknap. Moderne gerewe, alles. Jy kan 'n aandvaart neem. Die uitsigte is fantasties. Die Skytree, Rainbow Bridge, alles verlig. En kos. O ja, gourmet etes. Vars sashimi, tempura wat sommer op die boot gemaak word. Dis baie stylvol. Veral tydens die Edogawa vuurwerkfees is dit ongelooflik gewild. Jy sien die stad van die water af, amper soos die mense van ouds, maar nou ja, met baie meer gemak. Dit klink regtig na 'n spesiale ervaring. 'n Versteekte juweel soos ons gesê het. Goed, en nog 'n waterplek, Kasai Kagein-park, die strandpark. Ja, Kasai Kagein-park. Dis gekoppel aan die groter Kasai Reinkai-park. En dis 'n Ramsar-terreine, belangrik vir voëls.
Dis reg, dis deel van daai internasionale ooreenkoms om belangrike vlei lande te beskerm, veral vir watervoëls en trekvoëls. Maar daar's ook 'n ander regtig unieke storie daar. Die seeweer storie. Presies, die herlewing van Asakusa nori. Dis 'n spesifieke tipe eetbare seewier, Porphyra tenera. Dit het tradisioneel in Tokio baie gegroei, maar het basies uitgesterf. Heeltemal. Hoekom? Wel hoofsaaklik waterbesoedeling en ook landaanwinning wat die habitat vernietig het. Ons praat van omtrent 50 jaar laas wat dit natuurlik daar voorgekom het. Sjoe, dis lank. Dis baie lank. Maar toe, so van 2011 af, het 'n NPO, 'n nie-winsgewende organisasie, Okay. die Association to Consider Restoring the Environment of Old Tokyo. Hulle het begin werk om hierdie spesifieke bedreigde variant weer te kweek, reg daar in die waters van Kasai Kaihin Park. En het hulle dit reg gekry? Hulle het. Dis blankbaar 'n moeilike proses om die regte toestande te skep, maar hulle kry dit reg. Hulle hou selfs nou werkswinkels daar. Jy kan leer hoe om nori te maak met die seeweer wat reg daar gekweek is. Van amper uitgesterf tot 'n werkskottel bestanddeel. Dis 'n wonderlike storie. Regtig. Dis ongelooflik, nê? 'n Stukkie lewende, eetbare marine erfenis wat teruggebring is, reg in die stad. Goed, kom ons beweeg nou bietjie weg van die kuslyn en die groter vere, dieper die wyk in. Watter ander plekke dra sulke diep geskiedenis? Zenyo-ji Tempel in Higashi-Koyiwa. Dit klink nogal spesiaal. Ja, 'n Zenyo-ji is beslis 'n besoek werd. Dis 'n ou Shingon boeddhistiese tempel. Shingon, een van die hoofskole in Japan. Dis reg. Die tempel self gaan terug na 1527, miskien selfs vroeër, en dit het glo bande gehad met die Tokugawa shogunaat. Okay, so dis histories belangrik. Ja, maar die ware trekpleister, die ding wat jou asem wegslaan, is die Yogo no Matsu. Die watse matsu? Yogo no Matsu. Dis 'n swart denneboom en dis oud. Hulle skat oor 600 jaar oud. 600 jaar. Dis amper onmoontlik om voor te stel. Dis enorm. En die grootte ook. Die takke sprei oor 30 meter wyd. Dis een van die wydste dennebome in die hele Japan. En die naam, Yogo. Dit beteken iets soos 'n godheid wat in 'n tydelike vorm verskyn. Daar's 'n legende dat die boeddhistiese beskermgod Fidomyo-o onder hierdie einste boom verskyn het. Wow. Geen wonder dis 'n nasionale natuurlike monument nie. Jep, dis 'n lewende stuk geskiedenis en spiritualiteit. Regtig iets besonders. 'n Ware lewende monument. Sjoe. Nou ja, van een soort groen ruimte na 'n ander. Gyousen Park in Kitakasai klink ook na meer as net 'n gewone park. Dis beslis. Eerstens het jy die Heisei tuin daar binne. Dis 'n pragtige, rustige, tradisionele Japanse tuin. Perfek vir elke seisoen. Kersiebloeisels, irisse in die somer, die herfskleure. Klink heerlik. Dis 'n plek vir stilte. Maar wat Gyousen Park regtig spesiaal maak, veral as jy met kinders reis, is die Edogawa natuurlike dieretuin. 'n Dieretuin? Ja, en die beste deel, dis heeltemal gratis om in te gaan. Gratis. In Tokio. Dis nogal skaars, né? Jy sê dit. Dis nie 'n reuse dieretuin nie, maar hulle het baie gewilde diere. Rooi pandas altyd 'n treffer, Oulik. pikkewyne, ander soogdiere, voëls en dan's daar die voere aaihoekie, die kontakarea. Wat beteken dit? Jy het 'n genommerde kaartjie nodig wat hulle op sekere tye uitdeel, maar dan kan kinders diere soos hase, marmotte, bokke en skape van naby sien en selfs aanraak. Dit klink wonderlik vir kinders. En dis nie al nie. Daar's ook 'n gratis visvangdam vir Japanse kroeskarp. Jy moet net jou eie stok en aas saambring. Regtig 'n fantastiese plek vir families. Gratis dieretuin, gratis visvang, 'n pragtige tuin. Gyousen Park is beslis op my lysie. Dan is daar ook Soigo Recreation Park. Dis blykbaar nie net een park nie, maar 'n hele reeks. Ja, dis interessant hoe dit uitgelei is. Dis soos 'n lang groen lint. Dit strek vir omtrent 3 kilometer van oos na wes in die Nishikasai area. Dis eintlik 'n klomp kleiner parke wat aan mekaar skakel. Soos watse parke? Wel, dit sluit plekke in soos die Blomtuin, Flower Garden en Fuji Park. Net 'n belangrike nota hier. Al twee daai spesifieke dele is tans onder groot opknapping. Hulle sal waarskynlik eers iewers in 2026 weer oopmaak. Ah, goed om te weet. Maar ander dele is oop.
O ja, beslis. Veral Nagisa Park aan die westelike punt naby die ou Edo rivier. Dis baie gewild. Hoofsaaklik oor die Nagisa Ponyland. Ponyland. Ja, kinders wat laerskoolouderdom of jonger is, kan heeltemal gratis op ponies ry. Jy kan jou voorstel hoe besig dit oor naweke raak. Gratis ponyritte ook nog. Edogawa klink wraggies na 'n kinderparadys. Ek sien die bronne noem ook iets relatief nuuts en baie spesiaal in Nagisa Park. Iets met 'n bekende boek te doen. Jy's heeltemal reg. Dis die Magic Museum of Literature. Die amptelike naam is die Edogawa Ward Kadono Eko Kindertuismuseum. Kadono Eko. Dis die skrywer van Kiki's Delivery Service. Presies, die internasionaal bekende en geliefde kinderboekskrywer. En die museum is aan haar toegewy. Dit het onlangs oopgemaak. Wow. Hoe lyk dit? Dis ongelooflik. Ontwerp deur die beroemde argitek Kengo Kuma. Die gebou lyk soos die dorpie Koriko uit die Kiki-boek, met daai kenmerkende aardbeipink mure en dakke. Dit gryp kinders se verbeelding aan, nog voor hulle instap. En binne? Binne is dit vol interaktiewe uitstallings oor haar stories. Daar's 'n groot biblioteek met duisende kinderboeke. Orals daar speelse, amper magiese details. Dis regtig gemoedsien vir aanhangers. Of as jy met kinders reis, dis soos 'n stukkie moderne sprokieswêreld. Dit klink absoluut betowerend. Goed, van literêre magie na 'n ander soort unieke museum, die Metro Museum, die Chikaka-haku in Higashikasai. Dis 'n vreemde tema vir 'n museum, né? Moltreine. Dis waar, maar dis briljant gedoen. En die ligging is perfek. Dis letterlik reg onder die Kasai-stasie van die Tozai metrolyn. Okay. Soos die naam sê, dis alles oor Tokio se ongelooflike moltreinstelsel. Die geskiedenis, hoe het hulle hierdie reuse netwerk gebou en die tegnologie daar agter. Is dit interaktief? Maar ja, jy kan regte ou moltreinwaan sien, maar die groot ding is die simulators. Jy kan self probeer om 'n trein te bestuur. Hulle het simulators vir verskillende lyne, soos die ou Ginza-lyn en die Marunouchi-lyn. Regtig. Dit klink nou pret. En daar's 'n reuse modeltrein uitleg. Dis fascinerend vir enige iemand wat wonder hoe 'n groot stad werk. En natuurlik, treinentoesiaste is mal daaroor, van alle ouderdomme. Ek kan my voorstel. Goed, van ondergrondse tegnologie na iets heeltemal anders. Bonsai. Die Shansao-un Bonsai Museum in Shinhori. Dit klink na 'n plek van kalmte en fokus. Dit is presies dit. Hierdie museum is gestig deur Kunio Kobayashi. Hy's 'n baie bekende bonsai master, het al baie pryse gewen. En die versameling. Dis asemromend, meer as 1000 bonsai bome. Jy sien van sy eie bekroonde werke, maar ook historiese bome. Bome wat geslagte lank versorg is. Een van hulle is glo 1000 jaar oud. 1000 jaar, 'n boom in 'n pot. Dis amper ondenkbaar. Dis 'n bewys van die ongelooflike toewyding en kuns van bonsai. Daai spesifieke boom word glo op 100 miljoen rand gewaardeer. Wow. Maar dis nie net die bome nie. Die museum self is ook pragtig, gebou in die tradisionele Sukiya-styl. Sukiya. Ja, dis 'n soort Japanse argitektoniese styl, bekend vir sy eenvoud, natuurlike materiale, fyn vakmanskap, word dikwels met teekamers assosieer. Die hele plek straal net rustigheid uit. Dis 'n diep duik in 'n kunsvorm wat geduld, natuur en kuns saambring. Dit klink verstommend. So, ons het nou gesien hoe Edogawa op grondvlak lyk en selfs onder die grond. Maar wat van bo? Is daar 'n goeie plek vir 'n uitsig oor alles? Definitief. Tower Hall Funabori is die plek. Dis 'n groot kultuursentrum, het in 1999 oopgemaak. Teater, sale, sulke dinge. Maar die groot trekpleister vir baie is die gratis observasiedek. Gratis? Hoe hoog? 115 meter hoog. En dit gee jou 'n volle 360 grade panorama oor Tokio. Op 'n helder dag sien jy maklik die Skytree en die Tokio Toring. En as jy gelukkig is, selfs die piek van Fujiberg in die verte. Dis fantasties. En gratis boonop. 'n Goeie manier om jouself te oriënteer. Presies, om te sien hoe Edogawa inpas by die groter stad en net die skaal van Tokio te waardeer. Goed. Een laaste historiese draad, die Koiwa area.
Ons het Zenyoji genoem wat in Higashi-Koiwa is, maar Koiwa self is een van die oudste dele van die wijk, né? Ja, dis korrek. Argeologiese fondse, soos by die Kamikoiwa-terrein, wys mense het lank terug al hier gewoon. En dit was strategies belangrik. Die ou Koiwa Ichikawa veerboot oor die Edogawa rivier was hier. Die veerbootoorgang. Ja, 'n sleutelroete tussen Edo en Shiba. Dit was 'n besige plek. Vandag kan jy nog 'n gevoel kry vir die area se karakter. Besoek byvoorbeeld die Koiwa Shobuen. Dis die Iristuin. Ja, veral in Junie, tydens die Irisfees, dan blom daar iets soos 50,000 irisse van 100 verskillende soorte. Dis 'n see van kleur. Dit klink pragtig. Dit, saam met Zenyoji se ou denneboom, gee jou 'n tasbare skakel na Koiwa se lang geskiedenis. Dit bring alles nogal mooi bymekaar. Soos ons nou terugkyk, van daai 600 jaar oue duineboom en die egos van samurai en die kasseinaam tot die moderne magie van die Kiki Museum, die gratis dieretuin, die ponyritte. Ja, en daai ongelooflike seewierstorie. Ja, Edogawa voel nou soveel meer as net 'n woonbuurt aan Tokio se rand. Dis 'n plek met regtig onverwagte diepte. Dit is presies dit. Wat my opval, is hoe hierdie lae geskiedenis, natuur, gemeenskap nie net langs mekaar bestaan nie, maar mekaar verryk. Die ou kanaal word 'n park. Die tradisionele bootjie gee uitsigte op die hipermoderne toring. Dis waar. En so baie van hierdie plekke, die dieretuin, die dek, die tuine, die ponnies, is so toeganklik. Dikwels gratis. Dit gee vir jou, die luisteraar, 'n kans om 'n ander kant van Tokio te sien. Dalk 'n stiller kant, meer gewortel in sy verlede, meer gemeenskapsgerig as die beeld wat ons dikwels het. Ek stem heeltemal saam. Dit laat 'n mens wonder, vir jou wat luister, watter van hierdie stories of plekke het jou nuuskierigheid geprikkel? Was dit die boom se ouderdom, die pret van die simulators of die ponnies? Die sprokieswêreld van Kadanoiko of daai klein seeweeroorwinning? En dit bring ons dalk by 'n laaste gedagte. In 'n stad soos Tokio wat altyd verander, altyd vernuwe, sien ons hier in Edogawa hierdie doelbewuste pogings om stukkies verlede te bewaar. Dink aan daai Yogo no Matsu denneboom of die norikweek. Hoe belangrik dink jy is dit dat 'n wijk hierdie klein, amper versteekte stukkies erfenis aktief beskerm en vier? Nie net vir nou nie, maar vir die toekoms. Hoe balanseer 'n plek soos Edogawa daai spanning tussen die oue en die nuwe? Dis 'n kragtige vraag om mee af te sluit. Dit gee beslis stof tot nadenke. Hoe bewaar stede hul siel? Wel, baie dankie dat jy vandag saam met ons hierdie verkenningstog deur Edogawa wijk meegemaak het. Dit was 'n plesier. Ons hoop dit het jou 'n paar nuwe idees gegee, dalk 'n vars perspektief. Tot volgende keer.